the bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Baie welkom by nog 'n episode van Wild Horses. Baie lekker om weer saam met julle te kuier. Ek het 'n voorreg vandag. Ek het vir Dirk Leesie saam met my. En baie welkom Dirk. Ja, baie dankie. Groot voorreg. So kom ons dit wil bring is so spesiaal vir ons om hierdie te doen, om te wys dat daar soveel Wild Horses daar buite kan. En nie net in ons stable as Elroy se Wild Horses nie. En Heilige Gees sê dit vir my so mooi. Hy sê, hoe identifiseer jy 'n ander Wild Horse? Aan sy vrugte en nie aan wat hy doen nie. So ja, baie welkom Dirk. Jesusie, dit is regtig 'n voorreg. Dankie vir jou tyd. Vir jou tyd is kosbaar. Groot eer. Dankie man. Ek wil begin om jou te vra. Ons het so 'n ding wat ons altyd begin, BC, before Christ. Net 'n bietjie met ons te deel. Waarvan af kom jy? Hoe het jou pad gekom om regtig by die Here uit te kom? Ja, so ek gaan hom baie kort hou. Dis 'n lang diep getuienis. So ek's 'n Afrikaner seun in 'n Afrikaner huis groot geword. Daar is mos 'n Bybel. Ons is mos gelowiges. Ons is mos Christene. Want ons is nie moslems nie. Maar so ek het in 'n Afrikaner huis groot geword en in my eerste ervaring, en ek wil bietjie so net nou praat oor die ervaring van die Here. En my eerste ervaring, werklike ervaring met die Here, was toe ek 6 jaar oud was, graad 1. En ek het 'n probleem, ek maak die bed nat. Elke aand, maar ek vladde bed, hè. En naderhand het my ma, het so 'n plastiek ding oor die bed naderhand, want elke oggend moet sy bedde goed was. Ja. En ons is op daai tyd is ons daar by die AGS betrokke en daar was 'n predikant een aand met 'n aanddiens kom en hy sê, weet jy, as daar iemand is wat gebed nodig het vir genesing, kom op. En ek loop vorentoe. 6 jaar oud, ek loop vorentoe, lê hande op my, bid, kom by die huis die aand en my ma gooi die plastiek ding oor my oor die bed en ek sê van nee, liewe Jesus het my gesond gemaak. Amen. En dit was die einde. Yes. Dit was die einde. En weet jy nou kom 'n ou so deur die lewe, weet jy nou word jy groot en dan word jy mos nou maar jou eie koning. En so my groot draai het gekom toe ek na skool ek was rugby gespeel en onderhoofseun van die hoërskool, weet jy, as jy mos na die bootjie. En in die maar toe ek in my matriekjaar toe werf die destydse AWB my. Okay. Ek gaan nou maar die organisasie noem. En hulle werf my, ek 17 jaar oud. Okay. Werf hulle my uit die skool uit. En ek begin betrokke raak in hierdie verregse beweging. Yes. Ons almal ken die AWB. Ja. En weet jy, in daai oomblik, word daar 'n aggressie in my wakker. Okay. Wat my maat honger is, soos 'n beer nie kan honger wees. Yes. Nou gaan ek gaan doen my nasionale diensplig in die lugmag gewees, destyds 'n lugmag. Nou soos die ou vyand is, weet nou jy trek daai, weet jy praat van daai vrug, weet so jy word naderhand, jy trek daai tipe mense na jou toe, want dis wat die vyand doen. Hy wil my pap trap. Ja. En nou kom hierdie ouens op my pad, en ek word aggressiewer en ek word erger en erger in hierdie verkeerde pad ingesleep. Ja. En man, dit lang storie kort, en ek begin, terwyl ek nasionale diensplig doen ek ledewerwing vir die AWB. Okay. Op 'n stadium gaan ek na kampe toe en ek lei vrouens en kinders op met hand tot hand selfverdediging en vuurwapenopleiding. Okay. Dit is ek 18 jaar oud, net voor ek uitgeklaar het. En terwyl ons nou in die diensplig is, begin ek boks. My pa was 'n bokser en weet dan al daai dinge. En nou begin ek boks, weet ons het mos
daai sportdae. Yes, Weet in daai woensdae-aande sportaande en sulke goed. En ek begin boks daar, weet ek steek my hand op, sê ag, weet ek sal gaan boks. En ek vind uit maar ek het 'n gewillige linker. Ja. En daai aggressie wat in my losgekom het hier op skool al, hy word net meer en meer en hy word groter en groter en groter. En weet nou kom jy uit die weermag uit, nou wat doen jy? Weet nou en in daai destyds was daar toe die bouncing net so begin. Okay, En ek word 'n bouncer. Yes. En daar word ons toe sit nou wille vrouens weet in dwelms in die drank en alles. Sodom en Gomorra soos hulle sal sê. En weet nou met die steroids en weet want jy wil mos so groter en sterker en sterker wees. En ek het toe besef weet dat in my kop is dis wie Dirk Lees is. Yes. Weet jy, ek is daai ou wat eers slaan dan praat ek. Weet ek het 'n ou lankal geslaan as ek nog nie eens kwaad vir hom nie. Ja. So ek het daai gees van aggressie het binne in my wakker geword. Yes. En so ek weet sonder om in te veel detail in te gaan weet met die regse beweging. Weet en dit was absoluut maar weet jy ek was ver van die Here af. Ek het geweet van die Here. Ek het kennis gehad van hom. Ja. Maar weet jy daai ervaring van hom wat ek gehad het toe ek 'n 6-jarige seentjie was. Yes. Het ek heeltemal verloor. Want hierdie ding wat die wêreld my gemaak het, Yes. het daai ding doodgedruk, 100% Ja, doodgedruk tot op 'n dag. En dis interessant as ons daar Ja. kom, ek het so 'n nota gemaak en ek smaal so my kies in. Ja. En om net vir die mense te sê, dis 'n werklikheid daar buite wat Dirk van praat, is, onthou wat hy sê, die beweging self nie, maar die geestelike aspek is wat jou gebind het. Amen. Die donkerheid van die Satan se kant, wat deur 'n beweging werk, maar wat jou vasgehou het. Ja. En daar was iets gebeur met 'n stem, die stem van die land. Kan ek daarop intrek? Ja, so weet toe ek nou weet tot bekering gekom het, weet in hier in 95 96 toe die nuwe stem nou uitkom en weet nou jy weier mos, jy sing mos nie daai lied nie. Dis mos nou die lied van die Handshopper, jy sing hom mos nou nie. En toe ek nou kyk ek het eers in 2007 het ek tot bekering gekom. Is een van die dinge wat die Here toe vir my onmiddellik oopbreek. Een van die grootste goed wat hy van my afgeruk het onmiddellik was daai rassehaat, rasisme. Het hy van my afgebreek. Yes. En waar dit begin het is weet ons staan weet nou die volkslied speel van die Bokke Jol. Yes. En ek sê man ek weier om hierdie nou het ek al tot bekering gekom. Okay. So dis nou na 2007 nou het ek tot bekering gekom en ek weier nog steeds om my lied te sing. Ja. En die Here sê vir my wat sê die stem? Daai lied wat ons so sing as Afrikaner. Ja. Weet jy daai in daai woorde weet ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Ja. En die Here sê vir my wat beteken Nkosi Sikeleli? It's God, please come bless our country. Yes, en net daar, jy kry sommer weer 'n salwe, prys die Here man. En daai ding het my oë oopgemaak. Yes. En ek het besef, weet jy ons as 'n volk word ons was al so lank voor gelieg deur die vyand. Yes. Want dis daai eie ek. Ja. Daai eie ek moet sterf sodat hy groot kan word. Yes. So en is dit nie daai mooi skrif in die Bybel wat sê, hy sê what nullifies the power of the Holy Spirit and the word? Hy sê tradition. Yes, Tradisie. Ja. Hy blok die werk. Ja. Maar toe daai moment en ons noem dit in ons reeks the burning bush. Jy weet jy het jou ervaring gehad op daai oomblik na dit en dit het jou lewe verander. Ja. Waar jy gesê het waar jy sê ek verstaan nou dit is 'n tradisie van self en dit breek. Absoluut. Sê vir my toe van daar af hoe curve hy toe. Nou het jy hierdie ding ontvang en yes, man, weet jy toe ek tot bekering kom, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek ry een oggend 2007 tot bekering gekom en weer eens weet so daai draaipunt my brandende bos was fisies my ma se geloof in die genesings
die genesing van God. Weet, hoe kan God genees? Want my pa het sy aorta het gebars, Okay. maar so na in sy hartkamer, laat hy fisies die hart, weet, geskeur het. Okay. En in daai oomblik het ek my ma se geloof in die genesing van God, het my laat besef, hoorie, maar daar's iets anders Yes. in die lewe as dit waarmee jy besig is. En weet, en so het ons begin kerk toe gaan, ek en my vrou het begin kerk toe gaan, en weet, en die Here het my pa genees. Wow, Weet okay. jy, die dokter het gesê, dis 'n wonderwerk, en weet jy, daar's 'n mooi storie rondom dit, maar, en toe ek, een oggend ry ek het 'n werkswinkel gehad aan in Boksburg, en ek ry werk toe een Saterdagoggend, en ek in daai liedjie, Here I Am Send Me, speel op die radio. Yes. Here I Am Send Me. En ek sê vir die Here, yes Here, weet ek's 'n goer, hè. Ja. Ek wil nie net boude op 'n kerkbank wees nie. Here, gebruik my. Woorde wat jy Jesus, spreek. my ou vriend, ek maak daai werkswinkel se deur oop. Dit was so net na 7. Lei die landlyn nog binne in my werkswinkel. So dis hoe lank al dit is. Maar anyway, hy lei in die werkswinkel. Ek tel die ding op, en die stem sê vir my, is jy Dirk Lies, weet jy gaan hier en hier kerk? Ek sê ja, Jesus, dis ek. Hoe kan ek help? En dis pastoor Pieter Breitenbach, ek noem maar sy naam nou, en hy was betrokke by 'n organisasie Outreach Unlimited. Okay. En hy sê vir my, hoorie, ek het 'n bedieningsgeleentheid vir jou. Stel jy belang. Ja. Ek sê vir hom, Jesusie pastoor, jy gaan nie glo nie. Ek het nou net vir die Here gesê gebruik my. en hy sê, so jy's in. Ek sê, Jesus, ek is in, man. Ek's excited. En hy sê vir my, maar jy weet nie eens waartoe ons gaan nie. Ek sê, dit maak nie saak nie, ek gaan. Sê my net wanneer ons is daar, weet ek wil, weet ek moet hierdie nuut gevonde liefde en vryheid moet ek met die wêreld deel. Ja. En hy sê vir my, okay, ons gaan Bosfontein toe. Ek sê, waar is Bosfontein? Ek ken nie Bosfontein nie. Hy sê, dis Bosbokrand. Nou onthou ek, jy sê, my pa het van my, een van sy werkers het in Bosbokrand gebly. Nou begin ek, wag 'n bietjie. Yes, nou besef ek, yes, hierdie is daai divine entrapment. Divine entrapment. En nou hoor ek, Pieter giggel so. Hy sê nee, dis 'n squatterkamp net buite Bosbokrand, en hulle het 'n kerkie daar. Hy sê, maar kyk, jy het nou klaar ja gesê, weet jou ja is jou ja en jou nee is jou nee, sê ook Pieter vir my. En ek sê, okay, nou gaan ek, dit nou moet ek gaan. En ek gaan, my pa's toe in die hospitaal, oor hy tyd, is net so voor hy genees het, en ek sê vir hom, nou gaan getuig ek, en ek sê vir hom, Jessie, weet jy, ek het 'n bedieningsgeleentheid. En hy sê vir my, Jessie, dis wonderlik, man, waartoe gaan jy? En ek sê vir my, Jessie, maar dit gaan nou onder die swartes wees, weet ek moet, dis in 'n squatterkamp. So ek sê, Jessie, ek weet nie of ek moet gaan nie. Hy's my pa kyk so, en hy kyk my so in die oë, en hy sê vir my, nou waar het jy gedink gaan die Here jou toe vat? Na die Hilton Hotel toe. Jy sê nee, en daar die Here vir my die geesteswêreld oopgebreek. Okay. Weet, want ons Afrikaners, ons ken nie die geesteswêreld nie. Daar het ek regtig gesien, so ek het vir 'n naweek, het ek in 'n squatterkamp gebly, Wow, en die eerste keer wat ek die woord van die Here verkondig het, was vir 10 swart pastore in Engels. Yes. Ek kon op daai stadium kon ek nie 'n tafelgebed in Engels doen. Weet, so dis waar ek die geesteswêreld, so dit was my burning bush oomblik. Daai ervaring, weet jy wat, ek het geweet van die Here, ek het gehoor van die Here, maar om die krag van die Here vir myself te ervaar, dit was vir my signed, sealed and delivered. That's it. Weet, so ek sal nooit twyfel in die Here nie, omdat ek hom ervaar. Yes, ek wil by daai punt bietjie stop, man. Ja. Toe die eerste keer toe ek jou ontmoet het, ek gaan nou eers sê, en jy het so skuins agter my gesit by die manneoggend, maar toe ek hoor hoe jy praat oor die woord ervaring, toe weet ek, daar was 'n diep ding, en ek hoor hoe nou. Share met my en die mense daar buite, Dirk, wat is jou input oor ervaring? Hoe kritiek is dit vir jou walk? Weet jy, ek dink dis van kardinale belang, dat ons moet 'n ervaring, as jy kyk, weet toe God vir Moses sê, bring my volk na my toe, bring hulle na die berg toe, ek wil met hulle 'n verhouding hê, nie ek wil met hulle praat nie.
Ek wil vir hulle sê wie is ek nie. Ek wil met hulle 'n verhouding hê. Bring hulle na die berg toe, ek wil 'n verhouding met. So dit was van die begin af, was dit nog altyd God se wil, 'n verhouding, 'n Yes. ervaring. Ek wil hê julle moet my ervaar. En dis van die begin af. Dit so as jy op 'n stadium Johannes die Doper staan en sy disippels staan by hom en hulle sê nou vertel hy van Jesus en hy sê vir hulle op 'n stadium loop Jesus daar en hy sê kyk daar is die lam van God, die een wat gaan kom om ons vry te maak. En hulle loop na hom toe en hulle sê vir hom, Rabbi, waar gaan jy tuis? Kyk mooi wat sê die woord. En Jesus draai na hulle toe en hy sê, kom ek gaan wys julle. Nie net, hoor jy, ek bly hier, Afrikaner nommer 3. Ja. Kom, ek gaan wys julle. En die woord sê, hulle het saam met hom gaan eet. Verhouding bou. Ja. Kom leer my ken. Ja. En hulle draai daarom en hulle lewens is verander. Ja. So ek glo vas aan, sonder 'n ervaring van die Here, Ja. sonder 'n ervaring van sy genesing, sonder 'n ervaring van sy liefde, weet jy, bly dit net kennis. Yes. En ja, so een van die groot ander dinge, weet waar ek hierdie ding besef het, is hier net voor COVID, weet, het ons almal so bietjie laks geraak. Ja. Weet, jy sê maar nou kan ons kan mos YouTube kerk. Ja. Ek kan mos, churching. weet so ek kan my vrou en my kindertjies, weet, dit is nou koud en ons hoef nie weer uit te gaan nie. Ons kan nou by die huis kan ons kerk hou. En gelukkig, genadiglik skud die Here my wakker. Ja. Want ek vir julle sê ek was so en ek weet hier's dalk van die manne weet wat daar sit en julle voel dieselfde. En ons het nie die kerk nodig. Ons het nie nodig. Ons is die kerk en ek en my vrou kan lekker kerk. Weet want dis gemaklik en alles. Ek was so ver van daai leuen glo. En ek besef daar so 2 naweke terug weer daar by ons by die kerk het ons so 'n profetiese bediening gehad. En onder die profetiese bediening is daar nou ek meen as julle na my kyk, ek is nie ou wat giggel nie. Ek is nie een van daai giggel ouetjies nie, maar ek hou van lag man. Weet ek hou van uit my maag uit lag, weet vir 'n tolle grappie en 'n ding. Maar in daai oomblik, so terwyl ons praise and worship, is daar 2 of 3 mense wat onder die gees, hoor nou mooi wat ek sê, onder die gees begin giggel. Ja. Ek kan nie eens giggel nie, al probeer ek. Maar hulle giggel en in daai oomblik ervaar ek, die Here sê vir my, jy sou hierdie nooit ervaar het Wow. as jy nie in die kerk was nie. Yes. Dis 'n aspek van my, Dirk, wat jy nooit sou ervaar het by die huis. Jy sou dit uitgemis het. Ek sou uitgemis het. Want hy sê in sy woord, hy sê interessant, hy sê 3 dinge gebeur, as liefde in ons vrede, en ons genesing, en die samekoms. Ja man, Is dit nie mooi nie? Net awesome. om by te woon, soos jy sê, en nou kom dit by die ervarings en die miracles en die woord wat uitgaan en al die goed kom op mekaar. Nou wil ek wil nou so regter curve raai vat, want men of honor, waar is die ding toe gebore, dat ons hom touch, julle is betrokke by hierdie men of honor, en die Heilige Gees werk so mooi met my, hy sê, lees mooi, en hy is not a man of honor, but men. Amen. So is ek reg as ek verstaan, dis groot op accountability, bystaan. Baie. Hoe sal ek sê, teregwysing op die mooi manier, is ek in die regte kant? 100%. Share met ons, asseblief, share met ons. So men of honor het my pad gekom, toe ek nou tot bekering kom, en ek en my vrou voel al twee, weet ons is gelei tot die voltydsbediening, en ek het my werkswinkel verkoop, ons het alles verkoop. Okay. Deels van, ek het goed geld gemaak en toe het geld my begin bestuur. Okay. En ek het 'n klomp finansiële verkeerde besluite geneem in my BC daar, en toe ons nou tot bekering kom, weet, toe staan ons nou voor hierdie kruispunt. En ons besef, weet jy wat, ons gaan dinge reg doen. Ons gaan nie shortcuts vat nie, en ons het so begin met die dinge. Maar op 'n stadium voel ons albei, weet jy wat, die Here lei ons na voltydsbediening toe. Okay. En ek verkoop al die werkswinkel in al daai plekke, en ons gaan voltyds in die bediening. Yes, en weet jy, ek was vir 18 maande was ek sonder 'n inkomste. Okay. En ek slaan 'n depressie. Ek is een van daai ouens wat geglo het, man, jy dis vir
weaklings. Ja, Dis, swakkelinge. Swakkelinge, man. Ja, we wat staan jy- op. Ja, man. Weer 'n jy skud Afrikaanse af, ding, man. nee. Ja, man. Weer 'n Kom, probeer net harder. Ja. Dit in jou eie ek. Daai ons sal, ja. Maar anyway, en ons kry 'n geleentheid om onder George toe te gaan. En ons hoor van 'n Family Transformation Center daar onder in George. En nou gaan praat ons want dit is iets wat ek en my vrou op ons hart het, weet, saam bedien en al daai dinge. En ons sit in die ingangsportaal en die boekie staan daar. Want nou weet my vrou, weet ek is depressed, man, weet ek is nie myself nie, ek is depressed. Weet jy, want nou het ek alles verloor. Weet ek het alles prys gegee, ek het nou alles verloor. Ek het dis net my ID nommer en my vrou wat nog dieselfde is. Maar verder alles weet dis nou alles. Weg, ja. En is in weet nou opbou tot dit. Ek ry met my kar en dan soek ek 'n brug. Ek wil myself uithaal want weet want die vyand sê vir my, jy's nie 'n man nie. Hoe gaan jy na jou vrou kyk? Weet want jy niks, pressure, niks. En sy koop vir my die boekie. Men of Honor. Is daar so 'n boekie in. En sy gee vir my die boekie. En nou dit was maande daarna begin ek die ding deurlees. En een van die goed wat my die meeste geslaan het daar is toe besef ek eers hoekom ek want die kursus wat ons doen begin by weet waar jy's geskape in eer. Ja. Nou daar iets in jou lewe gebeur. Weet whether dit nou jou eie skuld is of iemand anders se skuld of whatever dit is. Het jou uit daai plek van eer uitgehaal. Okay. Jesus het gekom, the ultimate man of honor. Yes. En hy het vir ons kom sterf. En nou hoe kom ons terug tot op daai godgegewe posisie wat die Here vir ons het as mans? Yes, sons of God, daai statement so in die Bybel. Dis waaroor men of honor gaan. So ek kan regtig met eerlikheid sê, men of honor, daai kursus het my lewe nie net verander nie, het my lewe gered. Wow. Want daai donker swart kombers is van my afgeskeur. En een van die groot dinge is ek het boetas, ek het manne wat daai pad ken, het ek nader begin trek. Yes. Want soos jy tereg sê, jy kan dit nie alleen doen. Ja. Jy kan dit Lone Ranger bestaan nie. Daar bestaan nie so ding. Want hy sê in sy woord so mooi, hy sê vir ons almal, hy sê julle vorm die liggaam. Jesus is die kop en die res van julle is die liggaam en saam sal jy die dinge doen wat Jesus gedoen het. Ja. So dit is 'n spanwerk. Amen. Yes man, ek kyk by my kant en die tyd bedoelende ek het so 'n losie geteken so die Heilige Gees soms so rof ek sal nie 'n skilder wat kan skilder nie, maar hoe belangrik die tyd wat jy moet insit. Ja. En ek wil 'n bietjie daar stop op die men of honor. Jy weet the highest form of honor is to listen. En die Vader sê as jy my liefhet, listen and obey my commands. Ja. En hierdie ding kom hoe kritiek is om tyd in te sit. Ja. Ek wil vir jou vra as jy vir my 'n bietjie ietsie kan uitbrei daarop. Tyd insit op die verhouding. Yes. Want dis die verhouding wat jou gaan lewendig hou. Dis die ervaring wat jou gaan kickstart. Son ek dit reg? Share iets met my. Kyk, jy kan nie weet sonder jou tyd insit. Weet dis omtrent die enigste ding wat ons uit ons eie krag uit kan doen. Okay. Is fisies klim uit die bed uit, broer. Weet jy kan jy het man, jy het die vermoë om daai doewy van jou af te gooi en gaan tyd maak met die Here. Weet jy so weet met ander woorde, ek meen hoe's dit prakties? Hoe lyk dit prakties? Wat ek dink, doen en sê moet in lyn wees met dit wat die Here my voor geroep het. Ja, powerful. Weet so en jy daar moet ek Dirk Lees. En dis omtrent die enigste ding wat ek uit my eie uit kan doen. Yes. Want ek moet seker maak. So die Here het vir ons ieder en elk 'n pad uitgestap. Jy weet daai weet soos wat julle met die wild horses. Daai trail. Ja. So daar's 'n trail vir ieder en elke van ons. Maar dis ons plig om in daai trail te kom. Yes. Dis ons tyd wat ons moet insit. Ons plig is om dit te, want as jy in lyn is met die Here, met ander woorde, alles wat jy doen is in lyn met sy wil vir jou lewe. Dan sê hy, dan gaan ek vir jou die pad gelyk maak. Amen. Maar weet so ons wil net so parallel travel met daai pad. Yes. Ons hardloop ons eie trails. Ja. Dan soek ons en dan val ons dan wil ons skree, Here, waar is U? Ja. Blame vanoggend. Baie vinnig. En al wat hy sê is
daai in sy liefde vir ons sê hy, my Boeta, hier's jou pad. Daar's hy. Hier's jou pad. Kom in lyn met dit wat ek vir jou het. Ons praat van die toom. So as 'n wild horse, as ons nie verwil dit nie. Hy praat nog steeds ons het 'n toom. Ja. En dis hoe hy jou stuur. Ja. Hy stuur jou met liefde en in ons song wat ons geskryf het sê hy, dis nie ketTINGS wat jou vasbind nie, Ja. maar hy lei jou na die lewe toe in die Ja, water dis van awesome. verfrissing. Ja. Wow, Ja. Dirk, so lekker om te sien dat ek het so geskryf hierso God se werk in jou te sien. Dis so nice. Ons is op pad nou om hierdie ons tyd het gevlieg. Ja. Dit was so lekker gewees om saam met jou te wees. Awesome. Ons sal definitief jou weer as jy tyd het weer vir ons kom Ja, kuier en yes. alles. Ja, Maar ek wil jou amen. groot asseblief vra om in daai kamera van ons te kyk en Ja. om vir ons af te sluit met gebed. Ja. En as jy iets wil sê vir die manne daar Ja. buite, vir die ouens en op elke vlak Yes. uit jou getuienis uit. Ek Ja. glo daar's 'n paar mense wat daar is nou waar jy was. Ja. Lei ons uit gebed. Ja. En as jy iets vir die manne wil sê, ek sal dit baie waardeer. Yes, awesome. Daar's Ja, hy. weet julle Boetas, ek wil regtig vir julle sê, weet jy daar's baie van ons wat daai warrior gees meegebore is en weet so dis so iets wat ek baie goed verstaan en ek het toegelaat laat die vyand kom en dit wat die Here in my ingesit het ek toegelaat dat die vyand kom korrup. Hy bring 'n counterfeit en in ons daar's soveel van ons boetas wat val vir daai counterfeit. En ek ervaar so in my gees, hier's 'n vrou wat vandag na hierdie ding luister. En sy weet, dis my man moet na hierdie ding luister. So ek wil jou uitnooi man, weet, wel vir en julle, laat ons saam met jou bid my boeta. Amen. Want lank genoeg boetas het die Here het die vyand dit wat die Here in ons gesit het by ons kom steel. Kan ek vir ons bid? Amen. Jesus Here, baie dankie vir die voorreg, Here, wat ons kan net ons lewe, Here, u lewe in ons met die manne kan share. Vader, ek wil vandag vir u nederig sê, Jesus Here, baie dankie. Laat u ten spyte van wie ek is, my nog steeds liefhet. Amen. Jesus Here, vir u liefde, my koning, wil ek vir u baie dankie sê. Vader, en ek wil 'n seën uitbid oor al ons boetas wat na hierdie uitsendings luister. Here, dat u tot hulle gees sal spreek en dit hulle tot waarheid sal bring in Jesus naam. Amen. Amen. So daar's ons vir ons iets, ons weet, kom ons praat, kom in lyn. Vat hierdie episode, dis vir jou. Dis hoekom hy daar buite is. Share dit met die mense daar buite en wat 'n awesome tyd wat ons saam met Dirk gehad het. Baie dankie Dirk. Awesome. En tot 'n volgende keer. Saam met die Wild Horses sê ons totsiens. Ja, dankie. The bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past mistakes and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.